Ons kyk gou die hoogtepunte van hierdie wedstryd, vriendskaplike wedstryd tussen die Erling Pumas en die Welwitschas. En natuurlik voorbereiding vir Namibië se rugbytoets aanstaande naweek teen Italië, Vrydagmiddag 3:00 hierso in die Haki Geingob stadion. So die Pumas wat eerste op die tellbord was, het wat voorspelbaar met hierdie lynstaandryf deur Jandrey Louser gewen en die 3 wat gedruk is deur hulle nommer 6 flank Andrei Forsier natuurlijk en Deinrich Versaghi wat die kol getref het met sy eerste doelskop, 7 punte op die tellbord. Jurgen Meyer wat daar so suksesvol meegeding het en die bal teruggewen het vir hy van hy hoë skop af. Hierso die Pumas dadelik op die aanval met hulle nommer 12 Wian van Niekerk vinnig teruggewen, vinnig deur die hande van Tiaan de Klerk en hy stuur sy mede-Namibier JC Nel oor vir die Pumas se tweede 3 wat die telling in daardie stadium 14-0 gemaak het, saam met die doelskop deur Deinrich Versaghi. Namibië wat ook so nou en dan aan die gang gekom het, bietjie paar fases by mekaar gesit het. Jacques Tron en André van den Berg wat gekombineer het. Daar is 'n skakelpaar. En hierso Jurgen Meyer wat vir Cliven Louser deurgestuur het vir sy 3. Cliven Louser wat later in die tweede helfte die veld verlaat het met 'n besering. André van den Berg wat daai skop tussen die paal deur geskop het. Namibië se eerste 7 punte vir die Welwitschas. 14-7 die telling in daai stadium toe, die vinnige beweging en vinnig ingesny, goeie lyn gehardloop daar deur JC Nel en gee binne toe vir sy skramskakel en onderkaptein Ross Broad, die Kanadees van die Pumas wat daar onder die palle gaan druk. Maklike doelskop vir hulle loskakel. Deinrich Versaghi skop hom tussen die palle deur en die telling in daai stadium 21 punte teenoor 7 toe die tweede 3 van Namibië. Goeie breekslag hierso deur André van den Berg terug aangee na sy skakelmaat Jacques Tron toe. Skiet 'n lang aangee uit daar na die vleuel Curien Majid toe en vinnige besit vir Jacques Tron. Vinnige besit vir Jacques Tron gewees en hy Temu Shikufa wat daar gekeer is en uiteindelik hierdie lynstaan dryf wat nou maar weer gevorder het en uiteindelik Danko Burger wat daai beweging afrond met sy derde 3 en 2 naweek. Hy het natuurlik ook 2-3 gedruk laas naweek teen Uganda. Redelike maklike doelskop vir André van den Berg wat hy mee suksesvol was, maar die Pumas wat sommer dadelik terug op die aanval was en vinnige skopie daar in die doelgebied deur die nommer 9 Ross Broad vir die 3 van die Pumas net voor rustyd wat Lundi Msenge gedruk het en die telling dan in daai stadium rustyd 26 punte teenoor 14, 12 punte verskil. Die Pumas wat dan in die tweede helfte ook die telling weggevat het van die Namibiërs af stelselmatig en hierso was dit die vleuel natuurlik Darren Adonis, die nommer 11. Goeie beweging na die linkerkant toe voortdurend vinnige fases en Deinrich Versaghi van die kantlyn af suksesvol met daai doelskop om dan die telling te laat aanskuif na 33-14 toe. Die hakker wat oorgeneem het, Darnell Osuagwu, gevaarlike baldraer en hy het sy arm uitgestrek en hy het 3 gedruk. Ondanks met AJ Kearns en Jurgen Meyer wat nie genoeg gehad het om te keer nie.
nog 'n doelskop wat suksesvol tussen die pale deur was, die telling laat opskuif na 40 toe. En hierso is die insident waar Cliven Loubser dan hard geval het daar onder 'n hoëskop grond toe gebring is en die veld verlaat het. Die Pumas meedoenloos op die aanval en dit was dan hulle volgende 3 gewees deur hulle kaptein, die nommer 7 Willie Engelbreg. So 'n lang aangee na die regterveld Stefan Coetzee toe en dan 2 binne aangee later is dit JC Nel, die buitesenter wat sy tweede 3 van die dag gaan druk. Stefan Coetzee wat suksesvol was met daai doelskop en toe het ons hierdie onderskepping gesien deur Godwin Silvanus diep in sy eie kwartgebied oor 'n plat getrek en genaal vir die hoek. Daar was 'n Puma wat hom gejaag het, maar hy het oorgeduik. Darren Adonis het hom toe nie kon inhaal nie en Godwin Silvanus wat die 3 gaan druk daar in die hoekie. Doelskop wat onsuksesvol was van André van der Berg. En daar sien ons dan die eindtelling 59. Lovely to see you guys here in Namibia again. Just tell me how much of a challenge did the Welvitas give you guys in preparations for your upcoming leagues? Yeah, so it's always nice to come to Namibia. Nice outing. It's always hard playing against Welvitas, and the crowd is always nice to us, and people around Windhoek is very nice to us. And this is our first pre-season game. We're playing Uganda next week, and for our preparation for Currie Cup. And yeah, it was a nice outing, but bit of discipline issues, but other than that, I think it went well. Okay. For pre-season, I think this is important for you guys to just get that first game in and to start pushing forward. Positives to take from the game and a few negatives that you guys can maybe work on after this one? Yeah, so like I said, the discipline is something we can always work on. And positives is like a lot of players got some minutes behind the belt now, so now we can just keep on with the combinations and keep on going forward. Okay. Uganda up next. Are you guys ready for that one? Yes, it's going to be a nice game. Thank you for your time. Thank you so much. Okay, cool. Thanks, brother. Well, viewers, there you have it. I have to say it first and foremost, I love my job. This is most probably the best job ever. I just got to interview the captain of the Ailing Pumas, and my heart is full. A wonderful match that we did have. That's all the time that we have for you here. Back to you guys in the studio. Vir die Pumas, 19 punte vir die Welvitas. Ons is volgende Vrydag terug en ons hoop dan dat Namibia 'n goeie vertoning sal kan lewer teen die hoër aangeskrewe span wat hier gaan toer Italië. Dan eers alles van my af, Andrew Poelman en ons NTV span hier so by die Hage Geingob stadion. Tot 'n volgende keer.